Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyds. Lekker, dankie dat jy saam die pad stap van die hand van die Here, die sewende hand wat net wonderwerke bring, groot goed doen, lewensomkeer in situasies. Iemand sê vir my, dis pragtig al die goed wat ek sê en lekker en alles, maar dis spiritual, dis geestelik. Ek struggle met die elke dag se lewe. Dis ek kan nie deurbreek en dink hierdie hand help my met praktiese goed nie. En ek dink toe aan hierdie skrif, 1 Konings 18:46 sê, die hand van die Here het van Elia besit geneem. Hy het sy kleed opgebind en voor Agab uitgehardloop tot by Jezreel. Nou jy vraag, wat is hierdie? Kan ek vertel jou storie? So wat hier gebeur het, is Elia het gebid vir die Baalprofete, teen die Baalprofete. God het geantwoord met vuur, dat het vir 7 jaar nie gereën in die land nie, en Elia profeteer en sê dit gaan reën, en hy bid, laat dit moet reën, en die handjie kom, hand van die Here, 'n wolk so groot soos 'n hand, pragtige storie van die hand, en die wolk net so groot soos 'n hand, en bring reën, maar die krag van die Here kom oor Elia fisies. En hy hardloop voor die perde. Dis fisiese krag. En dis wat ek vir jou wil sê vanoggend. Moenie dink die hand van die Here is net super spiritual nie. Ja, dit is bonatuurlik. Dit is vir wonderwerke en genesings en alle, maar dit is fisies, mens, dis prakties. Die hand van die Here kan jou vandag krag gee om jou to-do-list te doen, om jou oproepe te doen, om jou e-posse. Kan jou vandag die krag gee om gym toe te gaan, te oefen, gesond te leef, te dieet. Kan jou vandag die krag gee om moeilike gesprekke met jou vrou of jou kinders of iemand te hê. Dit kan jou die fisiese krag gee om voor perde uit te hardloop. Kan ek jou vra, moenie die Bybel en Jesus net spiritual maak nie. Hy het in jou praktiese lewe ingekom om jou lewe vandag 'n sukses te maak in die praktyk, mense. So, glo dit, as die hand van die Here oor jou kom, gee jou fisiese krag, innerlike krag het ons al gepraat van. Hy gee vir jou daai motivering, daai opgewekte gees, die dopamine in jou brein verander, en jy het net hierdie lus, hierdie wil, hierdie energie, hierdie krag. Dis die hand van die Here op jou, wat jou hierdie krag gee. Kort jy krag? Kort jy energie? Kort jy motivering? Kort jy dryf? Kort jy weer net lus en wat ook al, kort jy, die hand van die Here kan dit vir jou gee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, so eenvoudig as wat ek kan, bid ek nou, plaas u hand op elke persoon wat nou luister. En ons sal sê soos Esegiel, die hand van die Here het oor my gekom, of soos Elia, die hand van die Here het op hom gekom, of soos soveel van die mense, Joshua en almal, al die manne van God deur die Bybel, die hand van die Here het op hulle gekom, en hulle het bonatuurlike krag gekry, en hulle het in die praktyk in die alledagse lewe bonatuurlike wonderwerke gesien gebeur. Die hand van die Here op hulle. Here, ons verneder ons nou voor u kragtige hand, onder u kragtige hand, sodat u bonatuurlik ons lewens kan gebruik. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dank liewe vriende, sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.